10-span van die Akademie en ons tema is Jeugliteratuur is hier om te bly. Dames en here, liefdesbriewe, liefdesgedigte, liefdesliedjies. You belong with Sien me. nou nie aan. Sepies, fabels, sprokies. Die liefde is hore geskryf en steeds stroom stories oor die liefde uit penne, potlode en sleutelborde. Hoekom wonder ons? Want liefde is suikersoet, heuningsoet. Ons doop ons pen in heuning en skryf stories, sinne, paragrawe oor die liefde. 'n Mens vang meer vlee met heuning as met asyn. Los die pen gedip in asyn of bidraals. Smeer die woorde die heuning om die mond. Ons vier is dit eens met letters, woorde, sinne, paragrawe en hoofstukke. Spreek ons boekdele oor die liefde. Maak 'n boek oop, buig die rugkant. Moenie daai doen nie. Kraak die bladsy by hoofstuk 1. Kom, laat ons lees. Dames en here, boeke vir jong mense verkoop soos soetkoek, soos pannekoek op Bazaardag. Jeugliteratuur vier hoogtyd. In boekwinkels sal jy dit vind onder YA, Young Adult, op rak uitgepak. Jong volwassene literatuur, jeugliteratuur. Ek sit graag my neus in 'n boek. Ek is nie verslaaf van lees nie, ek sal klaarmaak sodra ek die hoofstuk klaarmaak. Die jeug lees egter aand uit 'n bos, en ons het die statistieke om dit te bewys. Die woordening bly maar wink. Jeugliteratuurverkope het sedert 2018 met 48,2% gestyg. Tydens die pandemie het verkope die hoogte ingeskiet. Volgens Nielsen.book.uk word 35 miljoen gedrukte boeke per jaar verkoop. Dit is fenominale syfers. Die grootste marksegment is die van lesers tussen 17 en 25 jaar oud. Daar het jy dit, dames en here, in swart op wit. Die statistieke spreek boekdele. Soveel dae, soveel boeke. Soveel neuse, soveel boeke. Jessica lees die lyne op die padkaart. Dianai vind die pad na jou hart. En Andre is op soek aan die einde van die reënboog in Afrikaanse jeugliteratuur. Nou, Jessica, hoe lees jy padkaart? Is ek jou nood, jou ware nood? Emma, jeugliteratuur is definitief op die regte pad. Dames en here, jeugliteratuur spreek kwessies aan waarmee ons tieners elke dag worstel. 'n Goeie jeugboek preek nie, Wys die vinger nie. Dink nie namens jy nie. nee. Die skrywer skets vir jou 'n ruimte, 'n wêreld, karakters en situasies. Jy kom self tot 'n slotsom. Jy trek die lyne van die padkaart self. Verbind die lyne tussen woorde, tussen sinne, tussen punte, komma. Anne Bernard skryf nou 'n blog, Eienskappe van jeugliteratuur Januarie 2025. Dat jeugliteratuur gevul is met metafore vir regte wêreldprobleme. Sy sê dat dit nie fiksieskrywers se rol is om te preek nie en dat die genre as 'n woordpadkaart dien wat jong mense tot volwassenheid lei. Dit trek ons uit ons gemaksones uit en dwing ons om karakters met empatie te vergelyk. So kyk ons ook na onsself en ons omgewing. Dit alles gebeur amper onbewustelik. Om 'n boekwurm te vra wat haar of sy gunsteling boek is soos om vir 'n ma te vra wie haar gunsteling kind is. Maar ek is my ma se gunsteling kind. Ons weet dit ja, maar ons kan nie kies nie. The Hunger Games. Song of the The Cuties. samurai turned pretty. Om net 'n paar te neem. 'n Mens vergeet van die dag se tienertantrums, Instagram-releasies, wiskundewoestyne en leesnet. Die skrywer moet die wêreld deur die oë van die jong volwassene kan sien om werklik suksesvol te kan wees. 'n Storie met karakters wat werklik is, wat praat soos ons praat, dink soos ons dink en worstel soos ons worstel. Dis wat maak dat ons op die regte pad bly. Dankie Jessica, die pad is tot vir my duidelik. Ek sal nie meer verdwaal nie. Dianai, hoe lyk die pad na jou hart? Die pad na my hart, Emma, lê tussen woorde, tussen sinne, binne bladsye is die pad na my hart. Want jy is my asem, my hart klop my kos. Ek is geslaan met 'n virus van liefde, die kalverliefde. Dit beteken liefde tussen jong mense. Uit Nederlands, kalverliefde.
So genoemd omdat de kortstondige onvolwassen verliefdheid is wat jeugdiges ervaar. Diana, weet jy wat beteken vleksleep? Nee. Dis om op iemand te beïndruk dat hy in jou belangstel. André, weet jy wat dit beteken as jy rooi akskenning kry? Nee. Dit is as jy begin belangstel in die teenoorgestelde geslag. Ons digere liefde, skryfre liefde, singere liefde en steeds WhatsApp se liefde. Ek het 'n oulike gedigere liefde. Is my koei se noem, my burger van spur, my kiepie se spur, die gat in my kant, die kop van sy agter, die gatjie hierdie, en die vreeslike oulike maai. Kan ek nou aanvang? Ek lees op die webwerf web.co.za 'n artikel oor jeugfiksie, gepubliseer op 9 Augustus 2025. Liefdesvollesers is nie van Poene nie. Die webwerf weet wat hulle van praat, want dis 'n nasorggids vir leerders. Tieners weet goed dat die storie fiktief is. Inspirerende liefdesverhaal lees. Vooral wat lesers met instig en afstand na uitprobeer kyk en laat hulle glo dat oplossings moontlik is. Liefdesverhaallesers is ook die mees belese van alle lesers. Hulle lees die wydste en die meeste en sulke boekkopers. Dit is 'n manier om met 'n saai lewe te ontsnap. Ek leef as vader deur die heldin en hierdie held se onverdeelde aandag. Man en meisies ontmoet, stry, beklei en bly by mekaar. Dit gebeur net in stories. Bly stil man. Die slimste het vergeet om boeke te skryf wat so lekker is dat jy net wil lees. Jy wil nie eet, slaap, piepie of praat nie. Jy wil nie lees tot jy omkap. Die feit bly staan. Jeugsliteratuur in romanvorm is groot. Sal 'n bietjie, dis is so 'n mooi boek. Wat dink jy van die einde? Ek het nog nie daaroor uitgekom nie. Jy gaan nie dood aan. Dames en here, liefde gegee en liefde gekry maak die lewe moeite werd. Jammer. Dankie Diana. Hardloop nou sommer. Lees ek dit. 'n komma, 'n punt, 'n ampersand. Wat 'n ampersand? Ja. Baie dankie. André, jy's op soek na die einde van die lewe, op soek na die Afrikaanse jeugroman? Ja, ek is sak en pak op pad hierna. Ek is op soek na die Afrikaanse sprokie, die stadskind. Taalgenoot somer 2023 het agter die kap van die jeugliteratuur by hom probeer kom. Bekende en bewilde Afrikaanse jeugskrywers het hom mening gegee. Bekroonde en bekende skrywer Jaco Jacobs sê jongvolwasse literatuur strek oor grense heen. Dit is 'n unieke kategorie in 'n hele rits van kategorieë. Hierdie genre is chock en blok vol intrige en verrassings. Oud en jong lees dit, al is die jeug die spesifieke teikenmark. Fanny Viljoen sê hy skryf jeugliteratuur om die tienerwêreld oop te skryf. Annelie Ferreira, skrywer van dit alles by haar rond begin, is van mening dat die genre varsheid bring, werk van geuite onderwerpe. En Jelike Weringa vertel dat dit lekker is om spontaan en onbevange te skryf. Die jeugmark is baie oop, ontvanklik en nie snobisties oor boeke nie. Hierdie handjievol van Afrikaanse jeugskrywers is net 'n druppeltjie in die emmer van die internasionale jeugboeke wat jy daar buite kan vind. Daar is baie min jeugskrywers wat Afrikaans is, wat regtig aanklank vind by Afrikaanse tieners. Fanny Viljoen se Breinbliksem, Jaco Jacobs se Suurlemoen en Anushka von Meck se Vaseline. Vaseline is so 'n mooi boek. Ons is besig om die 17de verder te lees in die klas. Ja, ek is ook 'n baie mooi boek. Die meeste Afrikaanse tieners lees Engels met gemak en lees eerder reekse soos 1984. Caraval, Girl in Pieces. en ek, Percy Jackson. eintlik. Ek ken ook 'n ander skrywer, 'n baie kleurvolle een. Hy is so 'n kleurvolle skrywer. In die eerste hoofstuk al word die heldin groen van jaloesie. Die held wit van woede. Die meisie rooi van skaamte. En die baba blou van die koue. Ons vorder al met die reënboog langs, maar daar is steeds 'n tekort aan goeie sterk Afrikaanse jeugboeke. Ons soek dus verder op pad na die einde van die reënboog. Dankie André. Ons almal is op soek na 'n Afrikaanse woordontploffing.
Dames en here, 'n skrywer kan met jeugliteratuur jong lesers lok soos vliee om die pot. Ja, bak my broodjies, skryf mooi woordjies. Ons skryf, ons lees, ons stik, ons lees oor die liefde, die lewe, hartseer en komedie. Ons volg jou roete dan op die padkaart. Ons skryf die pad van my hart. En ons soek die neonboogse punt. Jeugliteratuur is hier om te bly.